Mense, dis 'n pragtige maandagoggend hier in Namakoland. Baie welkom by Frik se Bakkie Boodskap en wat 'n voorreg om weer met jou te kan gesels. Ek wil vanoggend met jou praat oor wat my betref 'n belangrike onderwerp. Mense, ek en jy het 'n naam wat bo elke naam is. Dis die naam van Jahweh, die Almagtige. Hy is die Heilige van Israel. Hy is die Skepper God van hemel en aarde. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Sy naam is heilig. Sy naam is soewerein. En wat 'n voorreg het ek en jy nie om sy heilige naam te kan aanroep met onrein lippe. Nou die rede hoekom ek sê onrein lippe, ek en jy is nie altyd konsekwent nie, hoor. Ons het soms 'n skyn van heiligheid. Ons het valse motiewe. Ons tree soms onregverdig op. Ons het agendas. Ons is soms ongeregtig in ons optrede en wanneer ons sy naam aanroep, is my lippe onrein. Wat 'n voorreg, ek sê dit weer, om sy heilige naam te kan aanroep met onrein lippe. Hoor gou wat sê die woord in Eksodus 20. Die woord sê, jy mag nie die naam van Jahweh, die Almagtige, ydelik gebruik nie. Nou mense, boonbehalwe die feit dat mense sy naam ydelik gebruik deur te vloek, of te skel, of dalk miskien 'n standpunt in te neem, wil ek 'n ander wending vanoggend met jou bespreek. Dit het al met my gebeur en ek glo dit het ook al met jou gebeur. Per definisie, hoor gou baie mooi, is om sy naam te koppel aan 'n agenda of 'n valse of 'n verdraaide motief om jou wil af te dwing. Dit het al baie met my gebeur, waar mense net kom en sê, weet jy wat, ek gaan hierdie kaart speel, hierdie Heilige Gees kaart of hierdie Almagtige kaart. Nee, Vader het aan my geopenbaar in hierdie omstandighede, dis die pad, of dis wat hy sê, of dis wat ek en jy moet doen. En dan word ons ingesleep by wyse van manipulasie, en manipulasie uiteraard is nie van hom af nie. Manipulasie is eintlik van die vyand af, die duiwel. En ons gebruik sy naam, om te sê, weet jy, ek ervaar dat Vader het met my gepraat oor hierdie saak, en dis die antwoord. En nou het ons 'n valse motief, ons het 'n verdraaide agenda om my en jou wil af te dwing by ander mense. Dit het dan met my gebeur, wat mense met my doen, en dan is ek ingesleep. Ek wil amper sê, hulle speel die, ekskuus nou vir dit, hulle speel die joker kaart. Met ander woorde, hulle outsmart jou om dit te gebruik. En dis vals. En dis wanneer ons sy naam ydelik gebruik. Mense gebruik sy naam om ander mense te manipuleer, om hulle wil en hulle agendas en hulle motiewe af te dwing om hulle wil te laat vestig. Dis wat gebeur. Nou kom die vraag vanoggend by my en by jou. Hoe suiwer is ons harte wanneer ons hom aanroep? Hoe suiwer is ons harte wanneer ons met ander mense praat in terme van ons eie motiewe en ons eie agendas? Hoe in lyn is ons woorde, veral wanneer ons sy naam gebruik in terme van sy karakter en die woord? Ek wil vandag 'n stelling maak. En ek dink dit het met my gebeur, dit het met jou gebeur, dit gebeur met almal. Baie keer dan pleeg ons, hoor net die Engelse woord, fraud. Frik, wat bedoel jy daarby? Ons pleeg fraud. As ons sê, hy sê, maar hy het nie gesê nie. Wanneer ons kom en ons sê, nee, maar Vader sê dit. Dan sê Vader, ek het dit nie gesê nie, waarmee is julle besig? Nou vra ek weer, hoe suiwer is ons motiewe en ons agendas? Hoe in lyn is ons wanneer ons dit sê om sy naam te gebruik as die finale kaart wat ons speel om te manipuleer en om my en jou wil af te dwing by ander mense? Mense, dit het al baie met my gebeur. Ons kan nie sy naam misbruik of gebruik nie, wanneer ons wil en ons motiewe wil laat geld nie. Ons kan nie. Dink so 'n bietjie daaroor. En hiermee groet ek jou op hierdie pragtige maandagoggend. Frik Weideman, Bakkie Boodskap. Tot 'n volgende keer. Shalom.